Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Die Bybel sê in Hebreërs 11 vers 7, deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak, tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Kan jy dink hoeveel geloof dit moes gevat het om die ark te bou? Ek meen, wie bou 120 jaar lank aan iets, wat die res van die mense nie eers glo nodig is nie? Wie bou hulle hele toekoms op iets, wat nog nooit van tevore gebeur het nie? Om in geloof te lewe, gaan nie altyd menslik sin maak nie. Om in geloof te lewe, beteken ook nie, dat al jou probleme in 'n oogwink sal verdwyn nie. Soms verander geloof jou omstandighede. Ander kere wek dit deursettingsvermoë in jou op, om aan te hou, wanneer jou bron van inkomste skielik opgedroog het. Of die dokter vir jou sê, dat die toestand ongeneeslik is. Of jou gade skielik vir 'n egskeiding vra. Geloof gee jou die krag om te volhard, vol vertroue dat God dinge namens jou sal uitwerk. Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Om in geloof te lewe, beteken om God te gehoorsaam en te glo dat hy jou nooit sal teleurstel. Om in die voetspore te volg van gewone mense, wat buitengewone dinge vir God gedoen het. Wanneer die Bybel sê die regverdige sal uit die geloof lewe, beteken dit om geloof 'n leefstyl te maak. 'n Daaglikse keuse om geloof te bly kies, maak nie saak hoe dinge uitmekaar uitval nie. Here, dankie dat daar niks is wat ons as mense in die gesig kan staar, wat U nie verstaan of voor omgee nie. Help my om ten alle tye in geloof te volhard. Dankie dat U my aanmoedig en krag gee, sodat ek nie moeg word nie. In Jesus naam bid ek dit. Amen.